Uit die woord van God, geliefdes, lees ons uit Matteus die 13de hoofstuk. Matteus hoofstuk 13. Ons het net iets vergeet, dat die maandblaadjie is weer beskikbaar. Ons sê baie dankie aan hom Con Zeiler en Tannie Zeiler wat vir ons hierdie maandblaadjie druk en dit vir ons ook gee aan die gemeente. Baie dankie. Dit is beskikbaar en ons noem dit spesifiek omdat die Pinkster onderwerp asook die Pinksterdatums daarin verskyn. Daar by die deur kan u ene kry, maar ons sal baie bly wees dat u neem hierdie blaadjie, u vat daar die onderwerpe en raak stil op u knieë en u bid vir hierdie Pinkster wat kom, dat die Here vir ons sal besoek in hierdie Pinkstertyd wat in hierdie maand plaasvind. Kry vir u 'n blaadjie daar by die deure. Matteus 13 vanaf vers 1. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigtes het by hom verskater, sodat hy in die skuit geklim en gaan sit het, en die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, en saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad. En die voëls van die hemel, en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en vrug opgelewer. Die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. En dan vers 18. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer. Die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Ons lees net tot daar. Van vers 18 van hoofstuk 13, geliefdes in Matteus, verklaar die Here Jesus die gelykenis wat hy vertel het aan sy disippels, maar ook aan 'n menigte van mense. Die Here Jesus het slegs 12 disippels geroep, apostels, om saam met hom te wandel. Maar hierdie 12 apostels het vermeerder, in die sin dat meer mense na die Here Jesus begin luister het. Toe hy die evangelie begin verkondig, het die mense uitgevind dat hy preek met gesag. Hy preek nie soos die fariseërs en skrifgeleerdes nie, maar hy bring aan hulle 'n ander, 'n nuwe boodskap.
Hy bring aan hulle 'n nuwe evangelie. 'n Evangelie wat die mens se hart verander, wat 'n mens nuut maak, wat 'n mens anders maak, wat van 'n dronkaard 'n sobere mens maak, wat van 'n leuenaar 'n mens maak wat die waarheid praat, wat van 'n dief 'n mens maak wat werk vir sy geld. Dis 'n evangelie wat die mens hart omkeer. Maar dan, geliefde, het die Here Jesus 'n probleem met die menigte. Hulle aanvaar hom as iemand wat met gesag preek. Hulle aanvaar deur die woord wat hy bring dat dit mooi en goed is. Maar toch is daar 4 groepe in sy gehoor wat verskillend reageer op die woord wat hy verkondig. Dit is dan by 'n geleentheid soos hierdie, wanneer daar weer 'n skare van mense rondom hom staan om te luister na sy woord, dat hy dan die woord van God vir hulle bring in 'n gelykenis, om aan hulle te verduidelik dat nie almal wat die woord hoor se lewe verander en vrugte dra in die koninkryk van die hemele nie. By hierdie eerste gelykenis, geliefde, wil ons dan vanaand met u spreek oor die woord van God as die lewende saad, maar dan as die lewende saad waarop daar gereageer word deur mense kinders. En eintlik gaan dit in hierdie gelykenis oor mense wat reageer op die woord. Eintlik die woord, tenminste die grond wat reageer op die saad wat gesaai word. En dan gebruik die Here Jesus hierdie gelykenis om dit te illustreer, hoe dat daar mense is wat reageer op die woord wat verkondig word. Ons het ook vanoggend, geliefde, geluister dat elke kind van God is 'n boodskapper van die Here. Eintlik, wanneer u en ek die boodskap van die boodskapper van die Here aanvaar het as die boodskap van die Here God, en as daar die boodskap in ons eie harte weerklank gevind het, ingedring het in die diepte van ons lewe verander het, dan kan ons nie anders as om hierdie boodskap weer verder uit te dra nie. En daarom, omdat u en ek die woord ook moet uitdra as die boodskappers van die Here in hierdie gemeente, moet u ook daarop let dat die woord, dat mense verskillend gaan reageer op die woord van God, op hierdie saad wat gesaai is. Dit maak nie saak hoe dat die mens reageer daarop nie. Dit gaan daarom dat die Here Jesus, tenminste dat die woord van God ook vir ons sê in Psalm 126, dat hy wat met trane saai sal met gejubel maai. Hy loop altyd deur en ween en dra sy saadkoring, maar hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Hy wat met trane saai sal met gejubel maai. U en ek, geliefde, word geroep as boodskappers, en daarom moet ons die woord van God uitdra. En as ons boodskappers is, dan is ons die saaiers van die woord. Hoe reageer mense op hierdie lewende woord, op hierdie lewende saad? Die Here Jesus sê dat wanneer die saaier uitgaan, dan saai hy sy saad, en daar is sommige van hierdie saad wat langs die pad val. En wanneer dit langs die pad val, dan kom die voëls en hulle eet dit op. En om dit te verklaar, sê hy dat die saaier gaan uit, die saad is die woord van God, so sê hy in Lukas en ook in Markus, dat die woord van God is die saad
wat u en ek moet uitsaai. En terwyl hy daar in die skuit sit, is hy besig om die woord uit te saai, uit te strooi. En nou sê hy aan hierdie skare, dat terwyl julle hier staan, is daar sommige van julle, wat soos die grond langs die pad is. Die saad val op die harde grond van die pad, wat uitgetrap is. En die voëls van die hemel kom, en hy eet dit op. En nou verklaar die Here Jesus hier die gelykenis, hy sê, dat die saad is die woord van God. En hierdie saad word gesaai op die akkerland. En die akkerland is die mensdom, is u en ek. Maar wanneer die saad gesaai word, dan is daar sommige mense, wat soos die pad langs die saailand is. En die saad val op hierdie pad. En die bose kom en steel dit weg. Eintlik staan daar in die Grieks dat die bose steel dit met alle mag weg. Die bose vyand, die duivel kom en hy steel die woord uit die hart van die mens weg. Dit is daarom, geliefde, dat baie mense soms in die kerk sit, dat hulle luister na die woord van God. Hulle hoor die woord, maar hulle gaan by daar die deur uit. En hulle kom nie weer vir die volgende diens terug nie. En daarom is hulle plekke leeg. En daarom gebeur daar niks in hulle lewe nie. En daarom word hulle lewe nooit verander nie. Hulle verstaan nie wat dit is, dat hulle tot bekering moet kom nie. Hulle verstaan nie dat hulle hart moet nuut word nie. Want die woord van God is, terwyl die saad hier in die banke gesaai is, het die woord van God geval op 'n harde hart, soos die pad langs die saailand. U het mos al 'n saailand gesien, langs daar die saailand lê daar 'n pad, waarop hulle ry met die trekkers, op die waans wat die saad aanry. Dit is hard getrap. En die koringkorrel wat daar val, kan nie indring in daar die harde kluitgrond nie. Want dit is 'n harde pad. So sê die Here Jesus, is sommige mense in die gehoor, ook in 'n gemeente. Hulle hoor die woord, maar hulle verstaan dit nie. En die woord word weggesteel deur die duiwel. Eintlik, as ons sê, dit word met alle mag weggesteel, dan sien ons dat die Here Jesus sê, dit is die bose, Markus sê, dit is die Satan, en Lukas noem hom ook die duivel. Met ander woorde, die duivel kom, geliefde, en hy steel daar die woord weg, maar die bose wat hier gebruik word, beteken 'n woord vir iemand wat onrein is, maar ook iemand wat kwaad doen, maar hy is nie gewillig om alleen kwaad te doen nie, maar hy vat ander saam met hom weg, en hy verlei hulle, en hy lei hulle in die verdoemenis in. Hy is nie bereid om alleen hel toe te gaan nie. En daarom kom staan hy by u en by my in ons bank waar ons sit. En wanneer ons luister na die woord, dan kom steel hy daar die woord onmiddellik uit ons hart uit weg. Hy maak dat ons nie daar die woord in ons hart bære nie. Hy maak dat ons sê, dit is Niels Prinse woorde. Hy maak dat ons sê, dit is die predikant wat met sy raas oor my sonde. Hy maak dat hy sê, dit is nie God wat met my praat nie, dit is 'n mensekind. En dan steel hy die woord weg, want hy wil die mens van al weg huis, wil hy nie in die hemel hê nie. Hy wil vir u en vir my in die hel by homself hê. Ken u die duivel? Verstaan u dat dit is hy
wat die woord wegsteel uit die hart van die mens. Daarom is ons banke leeg. En daarom, kind van God, moet u bid, dat die duivel sal pad gee, uit alweg huis, hierdie leenaar, hierdie bedrieger, hierdie dief, wat die woord van God kom wegsteel. Want hy wil die mens weglei, saam met hom na die verderf. Dit is die eerste groep mense, ons noem hulle die ongevoelige mense. Die woord van God vind nie ingang in die hart van daardie mens. Die Here Jesus kom in sy gelykenis, geliefde, en hy noem 'n tweede groep mense, die saailand van God, die akker van God is julle, sê Paulus. Maar in hierdie akker van God, geliefde, sê die Here Jesus, is daar ook die oppervlakkige mense wat luister na die woord van God. Die Here Jesus gebruik die beeld of die gelykenis van die saaier wat sy saad saai. En dan sê hy, sommige van hierdie saad het op die rotsagtige gedeeltes geval. Eintlik, die Griekse woord wat gebruik word, beteken eintlik grond wat vol rotse is of vol klippe is. In Makwaland waar ons nou gekuier het, daar sal u dit baie goed verstaan wat die Here Jesus bedoel. Die oom wat by wie ons kuier het, daar 'n land wat iemand anders skoon gemaak het om koring op te saai. Maar hierdie land gee sulke harde dorbank, bulte, en oral lê daar klippe en rotse in hierdie bank. En tussen hierdie heuweltjies lê daar die pragtigste grond waarin die saad kan val. Maar wanneer die ploeg oor daardie harde heuwels gaan, dan gly dit dwars oor sonder dat dit ingang vind. Met ander woorde, die saad gaan ook nie daar. En nou sê die Here Jesus dat die saad word gesaai, dit val op hierdie rotsagtige gedeeltes, en dan, omdat dit geen wortel in hulle self het nie, skiet hulle vinnig op wanneer die son oor hulle skyn. Maar wanneer die son dan te hittig word, te warm word, dan verskroei hulle, want hulle het geen wortel nie. Nou gebruik die Here Jesus dit om die tweede groep mense se reaksie op die woord van God te verduidelik. Hy sê daar is sommige mense wat in 'n gemeente is, hulle hoor die woord, maar hulle harte is soos hierdie rotsagtige gedeeltes. Hulle neem die woord met blydskap aan, sê hy. Maar wanneer daar verdrukking of vervolging kom, dan neem hulle aanstoot en hulle struikel dadelik. Hulle, Lukas sê vir ons, hulle glo net vir 'n tyd. Ons noem dit ook tydgeloof, mense moet 'n tyd geloof. Hulle neem die woord met blydskap aan. Hulle gaan by daardie deur uit met blydskap. Die predikant het daarom vanoggend weer iets gesê wat iets moois was. Maar wanneer hulle môre in die werk staan, en wanneer daar struikelblokke kom of beproewing of toetse, dan vergeet hulle van daardie woord en hulle val, hulle struikel. Met ander woorde, die woord van God het nie wortel geskiet in hulle harte nie. Daardie woord het nie ingang gevind in die hart van die mens nie. Ons noem dit ook valse bekerings. Daar is mense wat vals tot bekering ook kom. Dit is mense in wie se hart die woord geen wortel geskiet het nie. Daar's 'n derde groep mense wat die Here Jesus gebruik. Hy sê dat wanneer die saaier uitgaan,
en hy saai sy saad, dan val sommige van hierdie saad, die val tussen die distels en die dorings. En die distels en die dorings groei so vinnig, dat hulle hierdie saad wat gesaai is verstik. En nou sê die Here Jesus dat dit so sommige mense, die woord van God val in die hart van daardie mens, die woord wat gesaai. Die mens luister na die woord, maar die sorge van die lewe en die begeerlikheid van die wêreld, die verstik daardie woord. Die sorge van die lewe, dit is daardie bekommernisse, dit is daardie probleme wat ons optel in die werk. Dit is my bekommernis oor my finansies. Dit is my bekommernis oor my vrou of my kinders, of oor my man. Dit is my bekommernis oor my toekoms, of wat ook al. Dit is daardie bekommernisse, geliefde, wat maak die sorge van die lewe, wat maak dit verstik die woord wat in my hart gesaai is. Die woord sê mos, werp al julle bekommernisse op hom. Jesus sê, moenie julle kwel oor die dag van môre nie, want elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Maar in plaas van hom te luister na sy woord, in plaas van hom hierdie woord aanvaar as die woord van God, bekommer ek my nog altyd en kwel ek my oor die dag van môre. En dan sê die Here Jesus, die sorge van hierdie lewe verstik die woord. Maar dis die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom. Die verleiding van die rykdom. Dit is nie 'n wonder dat Paulus aan Timoteus skryf het dat geldgierigheid is die ewel, tenminste is die ewel is die grootste ewel. Want geliefde, geldgierigheid maak dat 'n mens begeer en begeer, jy's nooit tevrede met dit wat jy het nie. En nou sê die Here Jesus dat die verleiding van die rykdom verstik die woord. Op 'n ander plek sê hy ook die begeerlikheid, die welis. Daar is begeertes in die mens hart, verkeerde begeertes, wat hy nie aan die Here oorgee nie, wat ook die woord verstik in sy lewe. Hierdie dinge, geliefdes, maak soos daardie dorings en distels. Dit verstop. Die Engelse het 'n pragtige woord om die Griekse woord te vertaal. Hulle sê, hy choke die woord. Die woord van God word gechoke. Hy word verstik, verstop, sodat daardie woord, die saad, nie kan groei. Want hierdie dorings en distels, die vlees kom, en hy maak dat daardie woord nie kan groei nie. Maar geliefde, daar is 'n vierde groep, en dit wil ons noem die godvrugtige groep. Jesus sê, wanneer die saaier uitgaan, dan saai hy sy saad. 3/4, 3 dele van daardie 4 dele saad, die val op die harde pad, dit val op die rotsagtige gedeeltes, dit val tussen die distels en die dorings. Maar hy sê, die 4de deel is maar 'n klein deeltjie, die val in die goeie grond, en dit dra veel vrug, sommige 100voudig, ander 60voudig, ander 30voudig. Die saad val in die goeie grond. Met ander woorde, daar die grond, geliefde, wat voorberei is, wat gebraak is, die braakland, wat omgeploeg is, die distels en die dorings toe hulle opgekom het, is hulle geploeg, hulle is ingeploeg, hulle is omgeploeg. Maar meer nog, daar die land is voorberei, en daarom hierdie braakland wat gebraak is. Ek dink dit is die boodskap wat Dominee Stapelberg hier gebring het die vorige Sondag.
Daar die braakland wat gebruik is 'n voorbereide land. En Jezus het die saad, het daar ingeval, en dit het veel vrug gedra. Die woord van God, geliefde, sê die Here Jezus, hoe verklaar hy dit? Val in die goeie grond van die menshart. Dit is hulle wat die woord hoor en dit verstaan. Hulle neem dit aan en hulle dra veel vrug. Dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer. Dit is hulle, geliefde, wie se hart voorberei is. En dit is alleen die Heilige Gees van God wat die mens se hart kan voorberei. My geliefde, dit is die Gees van God wat die vloeg in my hart daar kan insteek en daar die dorre rotsbank in ons lewe kan losbreek en daar die verhardheid in ons lewe kan loskeur, sodat die woord van God as die lewende saad daarin kan val en die lewende saad ons kan weer verbaar en nuwe mense maak. Julle is weergebore deur die lewende saad, die woord van God. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad is julle weergebore. Geliefde, hierdie mense is mense wie se hart voorberei is. Hulle hoor die woord, maar hulle verstaan die woord. Hulle verstaan dit. En om die woord te verstaan is dit, hulle verstaan, dis nie 'n mens se woord wat tot ons gekom het nie. Dit is nie 'n mens wat met my praat oor my sonde en ongeregtigheid nie. Dit is die Here God wat deur sy Gees kom en met my praat. Dit is die Here wat vir my oortuig deur sy Gees van my sonde, van ongehoorsaamheid, van liefdeloosheid, van eie geregtigheid. Hulle verstaan die woord, want hulle aanvaar die woord van God as waarlik die woord van God. Weet jy waarom verstaan mense nie die woord nie? Omdat hulle dink is die predikant wat nie vir ons preek. Dit is die predikant wat preek, ja, maar hy is maar net die mondstuk. Die boodskap is geklee in menslike taal met menslike woorde, maar eintlik is dit God se woord. My broeder en suster, het u al die woord verstaan? Het die woord van God wat tot u gekom het al ingang gevind in die hart? Of het het geval op die pad waar die duivel het weggesteel het? Of het het geval op die rotsagtige gedeelte, is u dit ook met blydskap aangeneem? Toe ons hier gekom het, het u daar die woord met blydskap aangeneem, maar toe u gestel word voor die taak om te kies tussen die sonde en Jezus, het u afvallig geword, het u gestruikel. Of het die sorge van die lewe, die woord van God in die lewe verstik. Of het daar die woord ingang gevind, verstaan u die woord. 'n mens wat die woord verstaan, geliefde, doen soos Lukas dit vir ons stel. Daar sê die Here Jesus, dit is iemand wat die woord ontvang in die hart en vrug dra. Eintlik voortdurend vrug dra. Dis 'n mens, geliefde, wat vrug dra. En watter vrug is daar? Hy sê 100voudig, 60voudig, 30voudig. Daar is draad aan vrugte wat by die bekering pas, so het ons vanoggend geluister, toe die woord van God tot ons gekom het. Draad aan vrugte wat by die bekering pas. Want die Here Jesus sê, dat die by lê alreeds teen die wortel van die boom, en elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap. Geliefde, die woord van God moet so ingang vind in my hart, dat daar die woord ons lewe so omkeer, dat ons boom op die lewensboom van ons sal vrugte dra, die vrug van bekering.
En wat is die vrug van bekering? Dit is daar die vrugte wat toon dat ek het omgedraai van die sonde, ek het weggedraai van die sonde, ek het my bekeer tot God. Ek het by hom uitgekom en hy het sy arms om my lewe geslaan en my teruggebring na sy huis. Hy het my bekleed met die kleed van sy geregtigheid. Hy het daar die ou vuil klere van my weggeneem. Hy het my ou lewe weggeneem. Kyk, dit het alles nuut geword. 'n bekeerde lewe is 'n veranderde lewe. Innerlik en uiterlik. Hoe lewe jy? Is die lewe al deur die woord van God verander, my dierbare gemeente? Het die woord van God die hart omgekeer? Dra vrugte wat by die bekering pas. Lewe soos mense wat verander is. In die hart gegryp en omgekeer. Ek vloek nie meer, drink nie meer, ek pleeg nie meer oorspel teenoor die Here God nie, ek is nie meer ontrou nie. My lewe is verander. Maar my broeder en suster, wanneer die saad van die woord in die goeie grond val, dan dra dit vrug, nie net die vrugte van bekering nie, maar daarmee saam. Dit dra veel vrug, sê die Here Jesus in Johannes 15 vers 8. Hy sê, julle sal veel vrug dra, as julle in my bly, my woorde in julle. En wat er veel vrug. In Johannes 15 vers 16 sê die Here Jesus, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, sodat julle vrugte kan bly. En wat is hierdie vrug wat hy bedoel? Weet jy, in die hele teksverband is dit om siele te wen vir die Here Jesus. Om die boodskappers van die Here Jesus te wees. Om mense te wees wat die saad van die woord van God ontvang het en nie net ontvang het in jou hart nie, maar jy verstaan dit en nou gaan dra jy dit uit. Jy is nou weer ene wat gaan saai met trane. Jy loop altyd deur met geween en jy dra die saadkoring. Jy saai in jou huis, tussen jou kinders en jou vrou en jou man. Jy saai in die werk waarin jy staan oral. Jy dra die vrugte van siele wen, dat jy vrugte kan bly. Liewe kind van God, watter soort vrug dra jy vanaand? Dra jy die vrug van siele wat jy wen vir Jesus, omdat jy die saadkoring besig is om uit te saai, uit te strooi. Maar hierdie hoorders, geliefde, hierdie vierde groep dra vrugte, ook die vrug van die Heilige Gees. Galate 5 vers 22, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Liefde. Is ons harte gevul met liefde? Is ons harte vanaand brandende met liefde vir die Here Jesus om hom uit te dra na mense toe? Dra ons die vrug van die Gees van God, sagmoedigheid, vriendelikheid, selfbeheersing, getrouheid, getrou in die diens van die Meester, getrou in sy erediens, getrou in sy kerk, getrou oral. Ek is 'n saaier, omdat ek nie net die woord ontvang het nie. Daar is nie net in my eie lewe gesaai nie. Ek het nie net 'n saai land geword nie, maar ek het 'n saaier geword. Ek is besig om die vrugte te dra van 'n saaier. Geliefde, dit is dan die vrug wat opgelewer word deur hierdie saailand.
waarin die saad in die goeie grond geval het. Mag die Here God vir u en vir my genade gee, dat sy saad, die woord van God, dat dit in die goeie grond van ons lewe sal val, dat ons sal vrugte dra in hierdie gemeente, dat ons die Here Jesus sal uitdra. Want geliefde, as u dan die saad ontvang het, as u hart en die lewe dan die goeie saad ontvang het van die woord van God, dan kan u nie anders as om vanaand hier uit te gaan en om 'n saaier te wees, te gaan saai in ander se lewens nie. Doen dit. Stel uw lewe tot beskikking van die Here. Saai sy woord uit, die lewende saad. Weet, op die woord wat u uitsaai, sal sommige sal op die harde pad van harte val. Die duivel sal het wegsteel uit daar, die hart uit. Maar die ander woord sal ook op rotsagtige gedeeltes val. Dit sal geen ingang vind nie. Dit sal opkom, dit sal mondelik blydskap veroorsaak, maar daar die mens sal val. En hy sal weer terugval, hy sal weer struikel. Daar sal ander wees by wie u saai, wie se lewe verstik word deur die sorg van die lewe. Maar wie die kind van God, as u en ek getrou saai, dan sal die 4de deel sal dan val in die goeie grond van harte, wat voorberei is deur die Heilige Gees van God, en hulle sal weer op hulle beurt vrugte dra, en hulle sal weer ander in ander se lewens gaan saai. Mag dit waar word in u en my lewe, as ek dit mag herhaal, en ek wil dit herhaal, en hiermee sluit ek, dat u vanaand nie net die saai land sal wees, die saai akker van God nie, maar dat u vanaand hier sal uitstap as die saaier van sy lewende saad, sy woord. Amen. Die